Nou, kom ons trek weg vir oggend, ek gaan baie lang preek vir oggend. Goed, nee, ek joke net, maar as jylle vinnig, iemand het gesê, ek skryf stadig, omdat ek weet, jy kan nie vinnig lees nie. Goed, nee, ek joke net, maar ek gaan probeer om dit nie onnodig uit te rek nie, want ek wil sommer bid vir oggend, dat die Heilige Gees elke hart sal bedien. Nou my tema is 'n snaakse tema, nee, julle het op die groep gesien, is 'n vreeslike snaakse tema. Ek meen, het klink amper in teenstrydig met die hemel wat die Here sê, hy gaan al die trane afvee, en vanoggend is, Here, gee my weer trane. Here, gee my weer trane. Nou, aan die einde van die boodskap, as jy die helfte opstaan en loop, gaan jy dit mis vanoggend. So, knyp, as jy vanoggend maar luister tot die einde toe. Amen. Die Engels het 'n uitdrukking wat sê, hear me out, so die punchline kom eers heel aan die einde. Goed, nou kan julle almal vir my sê, maar kom nou na die einde toe. Maar ek wil begin deur 'n stelling wat ek al hoeveel keer gemaak het die laaste tyd, wat die Here met my gepraat het, en dit is, baie Christene, baie kinders van God, glo in God. Stem jy saam? Well, I suppose, almal, anders is jy nie 'n kind van God nie. Al die kinders van God glo in God, maar nie baie glo God nie. En wie van u weet die verskil? Baie glo in God dat hy bestaan, maar nie altyd glo mense God, dat as dit God so beloof het, dan sal hy dit wees, dan sal hy dit sê. En as hy iets gesê het, Here, maar wat van dit, wat van dat? Nou, kom ons blaai gou na 2 skrifte in die Ou Testament, in Eksodus 17, nou, Eksodus 17 is 'n gebeurtenis waar die Israeliete by die waters, by die rots, toe die waters uit die rots geslaan is, nou julle, of die Here die water uit die rots laat kom uit, ek glo julle ken daai gebeurtenis. Maar in daai gebeurtenis sien ons dat hulle, kyk, hulle het gemurmureer, hulle het nou nie baie gemurmureer nie, maar net daai een keer wat Israel gemurmureer het, nou weet julle nou, terg ons eintlik, want hulle het aanhoudend vir 40 jaar gemurmureer. Maar toe vers 7 sê hy hierso, en hulle het die plek Massa en Meribah genoem, en nou dit beteken bitterheid, as jy dit vertaal, vanweë die toos van die kinders van die Here, en nou luister na hierdie gruesome stelling in die Bybel. Hy sê, omdat hulle die Here versoek het, deur te sê, is die Here in ons midde of nie? Nou, ek weet, ons train ons bes om heilig te lyk, maar het julle al gehoor dat mense in vandagse lewe, wat hoe lank al kinders van die Here is, partykeer twyfel of die Here in ons midde is of nie? Ek weet, ons lyk nou heilig, maar julle verstaan wat ek bedoel. Maar ons almal kom by 'n tyd, wat ons partykeer wonder, Here, waar is U? En nou sê hy in die Ou Testament hierdie vers, en 'n verskriklike stelling wat hy maak hier, om te sê, hulle het God versoek, deur te sê, is die Here in ons midde of nie? Met ander woorde, stem jy saam, Ben, dis eintlik sonde. Want onthou, my vertrekpunt is, baie glo in God, maar nie baie glo God nie. Want, kom ons kyk net gou na die prachtige respons van die Here in Eksodus 20. Eksodus 20, en hy sê so in vers 24, en ek gaan ander dag, as die Here wil, sal ek baie oor hierdie gedeelte bedien, maar hoor net hierdie stelling. Ons stelling, my vertrekpunt is vanoggend, baie glo in God, maar nie baie glo God nie. En as u sê, ek wil God glo, ook die kragtige belydenis wat ons nou gemaak het met daai stelling, ek glo God, ek sit saam met hom in hemelse plekke, my burgerskap is nie van hierdie wêreld nie, ensovoorts. Dit is wat die woord sê ek is, daar is geen veroordeling nie, ensovoorts. As dit dan nou so is, en ek glo God, hoor wat is God se repliek op Israel, wat God versoek deur te vra, is hy in ons midde, of is hy nie in ons midde? En hoor wat sê God hier, hy sê, 'n altaar van grond, Eksodus 20 vers 24, ek weet ek het daar geskryf 25, sorry, is my fout, hierdie keer is dit my fout. Ja, vers 24, maar hy sê, altaar van grond, en hoe wens ek kon nie nou daarvan bedien het nie, die Engels sê earth,
a sacrifice of a altar of earth. Nou dit is my sacrifice, maar ons kan ander dag daar bedien. 'n Altaar van grond moet jy maak. Met ander woorde, dit is wanneer ons kom om die Here te aanbid. En daarop moet jy jou brandoffers en jou dankoffers, jou kleinvee en jou beeste offer. En vat nou 'n geweldige duidelike highlighter en highlight in jou Bybel dit. Hoor wat sê God, hy sê, op elke plek waar ek my naam sal laat gedenk, sal ek na jou toe kom en jou seën. Yes! Wow! In my Bybel staan hier, wow! God sê, op elke plek waar ek my naam sal laat gedenk, word sy naam gedenk hierso, is daar lof of liedere vanoggend gesing, gaan dit met almal net goed? Nee, almal van u kom in en Colleen het nou gesê van challenges, ons almal het sacrifices wat ons maak voor die Here vanoggend, en dit is partykeer nie baie maklik om jou hande in die lug op te steek nie. Amen? Weet jy waarvan ons praat? Maar 'n offer is nie 'n offer. Die skrif praat van 'n lofoffer, 'n sacrifice of prys. As dit nie jou nie iets kos nie, beteken dit niks, so dit moet jou 'n prys kos. En dan kos dit, hy sê 'n plek waar jy offer, en dan sê hy op elke plek. Sê gou saam met my, op elke plek. Wie van u glo God? Kom ons vra as, dankie, wie van u glo in God? Maar wie van u kan vandag sê, ek glo God? Nou as u God glo, en hy sê, op elke plek waar jy 'n lofoffer aan God bring, hy sê, sal ek na jou toe kom en jou seën. Yes, ouens, ek wil nou sê wat ou Dome altyd gesê het, kom ons huil 'n bietjie hieroor. Dis slegte nuus, stem jy saam? Nee. Wat is die Nuwe Testament? Matteus 18 vers 20 sê wat? 2 of meer in my naam vergader, daar sal ek kyk of ek na julle midde sal wees. Daar sal ek in julle midde wees. Glo u God of glo u net in God? Ons glo God. Jakobus 4 vers 4 sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader. So die vertrekpunt is vanoggend, onthou, jy kan sê, maar hoekom vra ek nou, Here gee my trane, as dit goeie nuus is, of vanoggend om te hoor, as ek sê ek glo God, beteken dit, as God gesê dat hy bedoel het, beteken dit God is hier vanoggend. Halleluja. Net om dit te weet, ouens, en in jou binnekamer. Nou, ek gaan nou terwille van tyd, nie daarna toe blaai nie, maar ek glo, ek ken die gedeelte in Esegiel 37 van die droë en die dooie bene, die vallei met die dooie bene. Maar die Here vat vir Esegiel en hy posisioneer hom daar, sal ander dag bietjie meer daaroor bedien. Maar hy sê vir Esegiel hierdie woorde. Esegiel kan hierdie bene weer lewe. Asof die Here, dis nie in ons kultuur asof die Here sê, wat dink jy nie, ek wonder ook myself nie. God kan alles doen, stem nie saam, maar Esegiel moes op 'n punt kom waar hy saam met God praat. Want die skrif sê toe hy gesê het, ja Here, toe eers, sê die Here, nou dan profeteer jy. Jy kan eers profeteer tot jou situasie as jy saam met God praat. Amen? Ek kan nie profeteer as ek God nie glo nie. Kan ek dit weer nog 10 keer sê, maar ek gaan 1 keer sê en dan stop ek. Ek kan nie oor my situasie, oor die dooie situasie in my lewe profeteer en sê kom Heilige Gees en kom bring lewe, en kom blaas lewe in my situasie in, as ek God nie glo nie. Amen. Maar die Here sê vir hom, nou ek wil dit sê in die Etienne vertaling, hy sê eintlik vir hom, Esegiel, wat sien jy? Sien jy hier voor jou lê dooie, droë bene, of sien jy wat God kan doen? Amen? Hou jou sig op by wat jy hier voor jou sien, of gaan jou sig as kind van God, omdat jy God glo?
gaan dit bietjie verder en jy sê, Here, U kan. Want onthou, dis vir ons 'n voorbeeld om uit te leer. As jy by daai punt kom om te sê, Here, ek glo U, dat hierdie nie die einde van die storie is nie, dat dit nie die finale punt is van my situasie nie, dan eers, sê saam met my, dan eers, sê God, okay, profeteer. Spreek, wat is profeteer? Soos die Engels sê, it's the oracles of God. Dit is om die gedagtes wat God, die sin van Christus, the mind of Christ, te spreek, to speak it. Laasweek het ons bedien oor ons gedagtes word sy gedagtes, en ons vat dit uit 'n platform vandag en sê, as dit dan so is, dat my gedagtes en God se gedagtes dieselfde is, want ek glo God, beteken dit wat ek spreek, is die woorde van God in my situasie. Ek praat saam met God, en dan echo ek weer Handelinge 15 vers 28 wat sê, die Heilige Gees en ons het besluit. Joh, hoe een met Christus kan ons wees, deur sy genade wat hy vir ons berei het. Nou ouens, kom ons blaai na 1 Konings, 'n situasie, 'n kosbare situasie, 1 Konings 17. Nou ek het nou ongelukkig my nuwe Bybel, nie ongelukkig my nuwe Bybel, maar my ou Bybel is lekker gehighlight daar, maar ek gaan dit nou maar net so gesels. Geliefdes, God stap met ons 'n pad. Stem jy saam? Die Engels het so mooi uitdrukking wat sê, God's dealings with man. Die pad wat God met ons loop. En geliefdes, ek wil vanoggend vra, vergewe my as ek irriteer, maar ek wil aanhoudend as 'n fondasie dit vas lê om te sê, glo U goed vandag. Want God het vir Esegiel gesê, Esegiel, kan hierdie bene leef? Kan dit leef? En hy moes eers by 'n punt omgekom het om te sê, ja, Here. Baie keer het ons al in situasies gesê, Here, ek weet nie. Amen? Kom ons wees eerlik, ons is maar baie keer mens, en het U geweet, ons glo in die gawes van die Heilige Gees, 1 Korintiërs 12. In 1 Korintiërs 12, een van die gawes van die Heilige Gees is die gawe van geloof. En die gawe van geloof is wanneer ek by die einde van my geloof gekom het, en ek sê soos daai man vir die Here gesê, Lord, help me in my unbelief. Want dit is net 'n stap van geloof. I have to take a leap of faith, om U te vertrou, Here, vir dit wat vorentoe gaan. Ek het geloof nodig, ek sukkel, Here, maar vandag het ek die gawe, die bonatuurlike geloof. Die Engels het eendag gesê, God adds to my faith. Want alles wat nie deur geloof is nie, is sonde. Ons het geloof nodig, geliefde, U as kind van God, wat die Gees van God in jou het, is 'n paus om anders te wees as die wêreld. Ons het die Gees van God in ons, wat ons anders maak, ons omstandighede, ons approach vir die lewe anders maak. Nou hoor nou wat gebeur hierso in 1 Konings 17, Elia die profeet. Dit was die grootste profeet in die Ou Testament. Want in die Ou Testament was hy simbolies van Johannes die Doper. En as ons sal ander dag dit bedien. Maar as jy nou op die eie loop lees, hoofstuk 17, want jy gaan dit mos lees op die eie, né? Mooi. Goed. Maar as jy dit nou op die eie loop lees, sal jy sien hoe die Here kom, en dan kom die Here en dan kom hy hier by die kraaie, of dan gebruik die Here, en die Here gebruik kraaie om vir hom te voorsien. Ons het 'n ou tannie daar in Walvis gehad, ou tannie Kitty, en dan het sy altyd die uitdrukking, as sy op pensioentjie gekry, dan sê sy altyd die kraaie het gekom. Hoe mooi was dit nie altyd. Maar geliefdes, die Here gebruik kraaie om vir Elisa te voorsien. Die kraaie het elke dag, ken jy dit? Ken jy hierdie gebeurtenis? Die engele en die kraaie het elke dag gekom, en onthou net, by the way,
Die Here het nie 'n spierwit duif gebruik. Hy het 'n onrein dier in die vorm van 'n kraai gebruik om sy profeet nog steeds aan die lewe te hou. Goed, want iemand het eendag gesê, sal ek geld ontvang, ek gaan nou nie daar bedien nie, maar, en die Here, en by die spruitkrit, loop elke dag so uit water, elke dag kom die Here en hy bring vir hom breakfast, en lekker brood en water en alles, sy lewensvoorsiening. En een dag, toe kom hy agter, die water droog op. Hoekom het die water opgedroog? Dat Elia moes geleer het, dat hy nie sy oë op God beperk op een vorm van voorsiening. En die dag, die oomblik, toe die water opdroog, en in my menslike natuur, en hy sê, Here, wat nou? Toe sê die Here vir hom, luister, ek het klaar iemand anders voorberei, gaan na die weduwee van Sarfat, en hy gaan toe so en toe, en die Here het daar opdrag gegee, en elke keer was daar 'n ander vorm van iemand hoe die Here net vir hom gedraai het. Is dit nie amazing nie? En in die oomblik as die water opraak, het die Here reeds iemand anders gereed gekry, en so bly hy in geloof. En vers 1 net sê, ek wil dit net, hy sê Elia, hoofstuk 17:1, hy sê die Tisbe in Gilead het vir Agab gesê, so waar as die Here, die God van Israel leef, en highlight hierdie woorde, voor wie se aangesig ek staan. Nou as ons gaan kyk na die lewe van Elia, wil ek dit uitlig en sê, Elia was geken aan sy wandel en sy intimiteit met God. Dit was hoekom God hom so gebruik het, hy het voor God gestaan, dit was sy geloof, dit was, Irina is net gou uit, dit was sy stelling, God het met hom 'n pad geloop, en dis interessant, daar vers 14 sê hy, want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak nie, en die olie in die kruik sal nie minder raak nie, tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En wie van julle onthou, ander dag, toe ons so 'n bietjie die storie van Vader Hart net weer vertel het, en daai profesie wat gesê het, the basket will never run empty, en God se voorsienigheid was altyd, dis hoekom ek vanoggend op my hart gehad het, net om dat ons afsluit met hierdie lied, om te sê, you were faithful. Amen, God was nog altyd, through the years, hy was getrou, en ek eer, en ons bring lof en erkenning vandag aan God, dat hy getrou is. Nou hierdie man wandel met God, nou Exodus 1 Konings 18 is die gebeurtenis van Elia en die Baalprofete, waar Elia die Baalprofete geslag het, en die reën het uit die hemel gekom, what a amazing gebeurtenis in die geskiedenis van Israel, amen. Maar onthou, daar was 'n geestelike heks, met die naam van Jezebel, ensovoorts, en ons kan genoeg gesels oor haar, maar toe kom hoofstuk 19, en wie van die weet, al die manne van God, het die pad gestap from hero to zero in one moment. David oorwin Goliat, in die volgende oomblik moet hy vlug vir sy lewe. Ja, Josef kry 'n droom, en die volgende oomblik word hy uitverkoop, en hy land in die tronk en alles, en so is daar was nog nooit 'n man van God, wat dit nie geervaar het, from heroes to zero, het sommer hier geskryf, from high to low nie. Hierdie ou, ek meen, as u die trant van 1 Konings 18 gaan lees, het die hemel losgebars op Israel, en dit was herlewing en die land het gejuig, amen. Die volgende vers, nou, hoofstuk 19, vers 1 tot 4, en Agab het aan Isebel meegedeel alles wat Elia gedoen het, ja alles, is jy almal met my? 19 vers 1, hoe hy al die profete met die swaard gedood het, met ander woorde, hierdie man was dapper, hy het die Baalprofete gedood ensovoorts, daarop stuur Isebel vir 'n boodskapper na Elia om te sê, mag die gode, met ander woorde die afgode, en onthou net ouens, as u teruggaan in hierdie hoofstuk, in die vorige hoofstuk,
sal u sien, Elia is so onder die gees van God, sy salwing, en so dapper, dat hy die Baal-profete geterg het oor hulle gode, en hy het gesê, is julle God op die toilet? Dit staan daar. Met ander woorde, hy is so onder die gees. En wat sê ou Etienne altyd? Ek ken dit, want ek het in 'n huis groot geraak, waar my ma vir my pa gesê het, is jy alweer onder die invloed? Nou Efesiërs 5 vers 18 en 19 sê ek altyd, gee vir ons 'n parallel, waar Paulus vir ons sê, moenie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word vervul met die gees van God. Daai woordjie vervul beteken continuous, word voortdurend vervul. Wat beteken vervul met die Heilige Gees? Die Heilige Gees word as nuwe wyn uitgebeeld. En Paulus trek die parallel tussen wyn, die fisiese wyn en die wyn van die Gees. Hy sê, moenie onder die wyn van die natuur wees nie, met ander woorde onder die invloed wees nie, maar word onder die invloed, onder die wyn van die Heilige Gees. Hoe bly ek dronk? You stay drunk. Hoe prevent ek 'n hangover? I stay drunk. Maar moet dit nou nie in die natuurlike gaan toe, was net in die geestelike. Maar wat beteken as iemand dronk is? Natuurlik, dan word hy nigter. Ek weet nie, dit het nog nooit met julle gebeur nie, maar ek hoor hulle sê, as jy in koerante gaan lees, dan sê hulle, daai ou kyk die volgende dag en sê, oh, wat het ek nou aangevang? Het julle al gehoor van dit? Jessie, was dit ek wat dit gesê het? Was ek so dapper gestrand? Julle al gehoor van sulke situasies? En dan die volgende dag, dan kyk hy terug, dan sê hy, dit is nie ek wat dit gedoen het nie. Maar die parallel kom Paulus, en hy sê, bly onder die invloed van die Gees, want dan doen jy ook dinge wat jy in jou eie natuur nie sou doen nie, dan is jy dapper in die Gees. Wow! En dis hoekom hy sê, bly onder die invloed, voortdurend onder die invloed van die Heilige Gees. En gister, het hierdie Elia vir daai profete gesê, is julle God op die toilet? Waar is julle God? En hy roep die God van Israel aan, en die God van Israel stuur vuur, en God broke loose. Halleluja, en hy herstel Israel. Maar die volgende dag, daarop stuur, vers 2, daarop stuur die Sebeel 'n boodskapper na Elia toe en sê, mag die gode, in hakkies, daai gode wat jy gister gesê het, is julle op die toilet? Mag die gode so doen en aan jou daaraan toe doen, sekerlik sal ek môre sulke tyd jou siel maak soos die siel van een van hulle. Toe hy sien, nou vat nou 'n highlighter en sê toe hy sien. Jy moet nou so maak, in jou Bybel kyk. Dan kyk jy daar, en vat jy jou highlighter, en omkring jy die woordjie sien. Wat het die Here vir Esegiel gesê? Wat sien jy, Esegiel? Sien jy dooie bene, of sien jy die oplossing? En Elia, hy sê, toe hy dit sien, nou, ek gaan dit nou verduidelik, het hy hom klaargemaak, en terwille van sy lewe, wat het Jesus gesê, as jy jou lewe wil behou, gaan jy dit verloor. Terwille van sy lewe weggegaan, en toe hy in Berseba in Juda aankom, en sy dienaar daar agtergebly, vers 4, maar hy self het 'n dagreis ver in die woestyn gegaan, en daar onder 'n besembos gaan sit, en gewens dat hy mag sterwe, en hy het gesê, dit is genoeg, neem nou my siel weg, Here, want ek is nie beter as my vaders nie. Is dit wat daar staan? Ok, daai geleide, maar as jy verstaan, wat is 'n besembos? Dis 'n plek van hartseer. Hagar se ma het die kind onder 'n besembos. Besembos in die Bybel was altyd 'n significant van iets verslaan. Dis verslaandheid. Braambos, waar Moses was, is 'n tipe van, ek het met God ontmoet. Ou geliefdes, as ek nou 'n woord sê, en ek sê nou Heinrich, kan jy hierdie woorde sien uit my mond uitgaan? Sien jy woorde? Maar hy sê, hy het die woorde van Jezebel gesien.
Hoorie wat ek sê? Hy het die woorde van Jezebel gesien. Ek hoor as iemand met my praat. Maar Elia het nie net gehoor nie. Hy het dit gesien. Met ander woorde, toe hy Jezebel se woorde sien, het jy hom daar? Met ander woorde, hy het dit nie net gehoor nie, dit het klaar in hom ingekom, dit het klaar 'n prentjie gevorm, hy het dit klaar in sy binneste toegelaat. Weet jy waarvan ek praat? Ons hoor 'n ding en ons sien dit klaar asof dit die waarheid is. Hy hoor dit nie net nie, maar hy begin dit te sien, die prentjie begin vir hom reël raak. Iemand het eendag gesê, die woord fear, F-E-A-R, staan vir false evidence appearing real. Hy sien dit, met ander woorde, hy verloor sy onskuld. Hy word nugter en hy kyk, maar my magtig, het ek gister gesê, julle gode gaan, sit hulle op die toilet, ja, ek moes dit nie gesê het nie. Want kyk nou wat gaan met my gebeur. Wie van u weet, waarvan ou Elia hier praat? Wie van u was al daar gewees? Wat u terugkyk en sê, ek het iets vir God gedoen, ek het 'n stap van geloof geneem en nou is ek spyt daaroor. Geliefdes, God's dealings with man, en hoofstuk 19, ons is daar by hoofstuk 19, maar so gaan sit hy, en op die eie tyd, terwyle van tyd, wil ek hê moet u hierdie hoofstuk asseblief loop lees, en my vrou, ek het haar gevra, om dit op haar manier te kom verduidelik. Maar die Here kom, en hy sê, wat hy vers 9 sê, en hy daar, of vers 8 sê, hy het toe opgestaan en geëet en gedrink en 40 dae en 40 nagte lang geloop tot by die berg van God, Horeb. Nou, hy was by Horeb gewees. Nou, goed, nou kom deel gou, my vrou gaan nou preek, sy preek mos mooier as ek, nee. Nou wonder jy kuier julle lekker. Ja, ou Elia se lewe in die konteks is nogal partykeer vir ons baie konfronterend, want ek dink ons almal bevind onsself op daai plek. So, as jy nou hoofstuk 19 lees, dan het Elia nou aan die slaap geraak, en dan voer die engel hom, en dan loop hy nou 'n bietjie verder, maar die man was nou te neergedruk, het nou nie goed gegaan met hom nie. En dan lees ons hierso in vers 19, hy sê, vers 8, hoofstuk 19 vers 8, hy sê, hy het opgestaan en geëet en gedrink en deur die krag van die voedsel 40 dae en 40 nagte lang geloop tot by die berg van God, Horeb. Nou die naam Horeb is eintlik die baie uniek en baie omskrywend, ons sal nou by die betekenis van die woord kom. En hy sê in vers 9, en hy het daar in die spelonk gegaan en die nag daar oorgebly. En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? Nou hierdie stukkie is vir my ongelooflik, want God in sy alwetendheid het nie nodig gehad om vir Elia te vra, hoekom is jy hier nie? God weet. Maar nogtans vra God vir hom, wat maak hy daar? Nou Elia se respons is, ek het baie geywer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het u verbond verlaat, u altare afgebreek en u profete met die swaard gedood, sodat ek alleen, is nou nie heeltemal net hy alleen nie, maar okay, sodat ek alleen oorgebly het en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Nou die naam Horeb beteken place of desolation, plek van verlatendheid en droog. Is altyd Moses hier agter my, en droog. Toe God vir Elia gevra het, wat maak jy hier? Het God nie vir hom gevra, wat maak jy op hierdie geografiese plek nie? God het eintlik vir hom gevra, why have your service unto me become dry and desolate? Hoekom het jou diens en jou ywer vir my verdroog en verdor geraak? Want dit is hoekom hy moedeloos was, omdat hy in sy ywer, as gevolg van die feit dat hy sy onskuld verloor het, as gevolg van die feit dat hy Isebel se woorde gesien het,
het sy diens tot God, of het sy ywer tot God, verdor geraak. Ek kan net aan spel. En dit is 'n openbaring wat die Here vir my vrou eendag gegee het, en nou geliefdes, so dit is die vraag wat die Here vir hom, en as jy gaan lees, het die Here, toe hy dit vir die Here antwoord, toe vra die Here hom weer 'n keer, en hy sê, Elia, asof die Here sê, jy verstaan nie mooi, wat maak jy hier? En hoe kosbaar is dit nie, dat die Here hom 'n tweede keer vra, Elia, wat maak jy hier? Die Here wou vir hom by 'n punt gebring het om te sê, jy het toegelaat dat een woordjie in jou gekom het, dat jy dit gesien het, en dat het jou gestroop van jou geloof, dat het jou ontnigter, dat het jou uit die gees dimensie weggevat, om bang te word, jy wat so dapper was, wat Baal-profete geslag het, jy wat was waar jy gister was, waar is jy nou, 40 dae later, maar waar is jy? Wat soek jy op hierdie plek? Ek weet, jy was nog nooit in so 'n situasie nie. Ek terg nou, maar jy verstaan, wat was jy nie ook al in 'n plek wat ek sê, Here, kyk waar is ek vandag, hoe wens ek was, wat het Dawid nie gesê op 'n kol, hy sê, Here, hoe verlang ek terug, toe hy daar in die spelonk sit, hy sê, Here, hoe verlang ek terug na die snare spel, waar ek God se teenwoordigheid beleef het, en nou kruip ek weg. Amen. Nou geliefdes, hoor nou net wat sê die Here vir hom in vers 15, ek quoteer net hierdie, vers 15, maar die Here sê vir hom, gaan terug op jou pad. En daar's 'n hele gevolg daarvan, maar net hierdie woorde. God sê nie vir hom, ag ou Elia, ek verstaan, ek dink, kom ons stryk nou maar die streep hier nie. Hy sê vir hom, Elia, gaan terug op jou pad. Want God het nie, wie van u glo God? Ons glo in God, maar glo ons God. En as jy God glo, dan wil die Here vir jou vandag sê, gaan terug op jou pad. Nou geliefdes, waartoe moet hy teruggaan? Ok, daar's nou 'n hele ding, maar ek wil dit net saamtrek met 'n gebeurtenis, en baie van julle ken dit, en ek, terwille van tyd, wil ek klaarmaak, maar ek wil dit net, hierdie gebeurtenis, die Here sê, gaan terug op jou pad. Nou waartoe gaan ek terug? Ek gaan terug na die plek van my laaste oorwinning. Elia het weggehardloop van sy laaste oorwinning af, en hy moes terugkeer. Nou daar was 'n man met die naam van Samson, Rigters 14 vers 6 tot 9, hy het die leeu verslaan, en toe gaan hy terug, en die skrif sê na 'n tyd, nou ons weet nou nie wat 'n tyd nie, wat beteken tyd, daar verloop tyd in ons lewens. Daar was 'n tyd geloop, ou Mila, 'n tyd in jou lewe wat jy 'n laaste oorwinning behaal het, maar in die tussentyd loop tyd. En die skrif sê, hy het geloop en hy het uitgedraai op sy pad wat hy geloop het. Hy was op pad die kant toe en hy het gebreek en hy het uitgedraai en hy het gaan soek na die leeu. Hy het uitgedraai na om te gaan soek na die plek van sy laaste oorwinning. Hy het uitgedraai om te gaan soek na die plek van sy laaste oorwinning. Nou geliefdes, hy het nie net toevallig gesê, o ja, daar is mos die leeu nie, my ene. En geliefdes, daar is tye wat ons moet pos en sê, Here, ek gaan in my binnekamer en ek sê, Here, Lord, I recall what you have done. Want die skrif sê, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie, want ons vergeet baie keer ons laaste oorwinning, en dit is, dan sien ons die woorde van Jezebel, dat die Here moet sê, wat maak jy hier? En toe hy by die karkas kom, toe sien hy heuning daar. Nou ouens, die karkas symboliseer wat God in die geheim doen. Wat God agter die skerms doen, wanneer ek nie weet nie. Daai leeu, daai oorwinning was gedoen, prys die Here en ek gaan aan, maar in die tussentyd,
is daar heuning besig om te vorm. Nou heuning in die Bybel is 'n simbool van lewenslus, van energie, van ek yes Lord. Dis 'n simbool van my oë verhelder. En die skrif sê hy het weer opgelewe. En daar's 'n ander gebeurtenis wat ons ander dag so bedien oor Jonathan dieselfde wat sê hy lewe weer op. Nou wie van u sê Here, ek het nodig om op te lewe? Elia sit en hy salk as gevolg van hy het gesien. Samson het partykeer ook gesalk. En daar was 'n keer wat gesê, Here, moet ek nou vandag sommer in my taal vrek van die dors hierso. Hoeveel keer het hy nie negatief geraak nie en God het opgedaag elke keer, want God is getrou, maar dit het nodig vir ons om af te beweeg van ons pad en weer te gaan soek en stil te raak na die punt waar ons laaste oorwinning was. Nou geliefdes, ek het hier sommer net geskryf, al sien ons nie, het jy om daar so. Kyk net hierdie woorde, en dit is nou maar in my woorde, maar ek glo ons identifiseer. Ek wil dit saamvat om te sê, al sien ons nie, en dink ons nie, God is in ons midde. Want ons het begin om te sê, hulle het God versoek, deur te vra, is U in ons midde? En God het gesê, op elke plek sal ek, wanneer jy offer, daar sal ek wees. Hy sê, al sien ons nie, en dink ons nie, God is in ons midde nie, God werk heuning in die karkas. Hier is stil. Met ander woorde, Elia, jy was al die tyd in die wil van God. Josef, jy was al die tyd in die wil van God. David, jy was al die tyd, en so kon ons vir Moses, en al hierdie manne wat hierdie pad geloop het, almal van hulle was op die ou ende toe in die wil van God. Maar hulle het dit nie so gevoel nie, want hulle sien Jezebel se woorde, hulle sien die onheil, hulle sien die goeders, en daar is tye in ons lewens, wanneer dit nie vir ons so voel nie, terwyl dit God se belofte is, elke keer, wanneer jy in jou binnekamer kom, en jy offer, ek sal kom, ek sal met jou ontmoet, God is daar. Nou ek sluit af. Ek wil net eers quoteer wat Elisa vir sy dienaar Gehasie gebid het en gesê het, Here, open sy oë. In 2 Konings 6, Here, open sy oë, dat hy kan sien, dat die wat vir ons is meer as die wat teen ons is. Nou, ek wil 'n ding aanhaal vanoggend, en dit is in een van die Toronto worship CD's, luister ek, maar dis nou baie jare terug, maar ek luister en hoor nou net mooi die analogie en hoe beautiful God werk deur profetiese aanbidding, en hierdie ou lei die aanbidding, en ek wil daai gebeurtenis toepas vanoggend, en nou my tema is, Here, gee my weer trane. En hy sien hierdie beeld, en terwyl hulle aanbidding is, toe wys God vir hom 'n beeld, 'n snaakse beeld, naamlik 'n kontaklens. Ek weet nie wie van u dra kontaklense nie, maar wie van u ken kontaklense? En hy sien, en die Here wys vir hom 'n droë kontaklens. Nou vir die van u wat kontaklense dra, sal weet dat as daai kontaklens droog raak, dan juk dit, en dit is nie, dan kan jy nie, dan sukkel jy met jou sig. En dan het jy oogdruppels nodig om jou sig, om dit weer te herstel en weer die juk en die droogheid weg te neem. En die Here sê, wys vir hom, en hy sê, dit is wat God doen in julle midde op die oomblik. Wanneer God se gees werk, en baie keer daar trane vloei, trane was my uitkyk. Trane was my uitkyk. En wie van u weet dat baie keer ontneem die vyand ons om trane voor God te hê. Om voor God te kom en ons harte uit te stort voor hom. Vrees, ongeloof, aller goedes, daar's baie goedes wat ons beroof van trane, en dit maak dat ons nie sien wat God sien nie, maar eerder wil sien
wat die vyand wil sê, en ek het hier 'n gebed geskryf en gesê, Here, maak my weer sag. Maak my weer sag en gee my weer trane om te sien dat U in ons midde is. Laat in Dawid se lewe, toe vat hy in inventaris oor sy lewe en hy vra God hierdie woorde en hy sê, Here, wat het U in my gesien toe hy besef God was altyd daar. Hy sê, Here, U weet so goed, ek besef vandag, wie is ek, dat U my so gehelp het. En ek wil vandag sê, U was altyd daar. Amen. Nou ek wil ons vanoggend vir elkeen van U bid. En as U vanoggend nodig het om te sê, Here, gee my trane, dat my oë gewas word. Dat my oë gewas word van droogheid, van al die stof van hierdie wêreld wat my oë verdof het en my uitkyk besoedel het en my so miskien laat wonder het, is God in ons midde? Is die Here, ek beleef nou in hierdie oomblik, hier sit iemand wat moet hoor, wat die vraag vra, is die Here in my finansies? Is die Here in my finansies? Is hy daar? Is die Here in my saak? Hoeveel keer het ek nie daaroor gebid nie? Vrydagoggend toe, Marnie, toe sê hy hierdie woorde, toe sê hy, as mense sê hulle bid teen die plafon vas, dan is die ding, God is die kant van die plafon, hy is nie aan die ander kant van die plafon nie. Amen. Maar kom sommer net voor die Here vanoggend en ons vra die Here vandag dat die Here ons harte sal aanraak. Amen. Halleluja. Michael Card het 'n lied gesing en het gesê, break my heart so that I can see. Amen. Sê jy moet vir ons iets speel daar. Kom ons sommer voor die Here en terwyl ons so voor die Here kom en sommer net vir die Here sê, Here, ek glo God vandag. Maar daar's ook 'n gedeelte wat die Here sê, ek raai jou aan om van my te koop olie, om jou oë te salf, dat jy kan sien. Ons het vanoggend salf saamgebring met die doel, as hier iemand is vanoggend, wat wil sê, Etienne, as daar iemand is wat vanoggend sommer net my kan salf, dan sal ons dit graag wil doen, om te sê, Here, open my oë, ek het vanoggend nodig, maar dit is ons harte om vanoggend te bid en te sê, Here, gee my trane, maak die fontein van my hart oop, in Jesus naam. Welcome Holy Spirit, dankie dat U is. Dankie dat U in ons midde is vandag. Dankie dat U ons eenvoudige mense aansien. Soos Colleen vroeër gesê het van God se genade. Soos vroukie vroeër gelees het, Here, ek roem eerder in my swakheid vandag, as wat ek roem in my goeie dade. Want U krag word in my swakheid volbring. Iemand het ander dag gesê, I thank God that I have failed. Now I realize You are the God of the second chances. Wat maak jy hier, Elia? Why have your service unto me become dry and desolate? Here, ek het die woorde van Jezebel gesien en dit het droogheid in my lewe gebring. Kom vandag, Here, in my hart en dankie, Jesus. Ag, ek is nog. Yes. Gerrit, sê vir ons bid.
Even in silence, God is working. Heilige Gees, ons kom bid vanoggend en vra dat U ons oë sal sluit, dat ons nie die vyand se woorde sal sien nie. Ons bid vir 'n groter geloof en 'n sterker en 'n vaste geloof. En Heilige Gees, laat ons God se woord en beloftes ons eie sal maak. En dat ons weet hulle is ja en amen in Jesus. Vader, ons dankie vir U alomteenwoordige beskerming in die week. Ons dankie vir wysheid en dat ons wyse besluite sal maak. En laat U vir ons siektes weerhou van ons. En ons bid dit in Jesus naam. Amen.